Dis vanoggend Palmsondag. Dis die dag waarop Jesus op 'n esel vol Jerusalem ingery het en mense hulle klere en palmtakke op die grond gegooi en geskreeu Hosanna vir die Here. Kom ons lees gou Johannes 12 vers 12 tot 14. Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan om tegemoet en geroep, Hosanna, gesê is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is. Nou die ironie is, en ek gaan nie vanmôre baie praat oor die palmtakke en die klere nie. Ek wil oor iets anders praat vanmôre wat miskien aanskakel daarby, maar die ironie is dat hierdie mense of baie van hierdie mense wat op hierdie dag geskree het, Hosanna, vir die seun van die Here kom, in die naam van die Here, het 'n paar dae later geskree, kruisig hom. Ek sien, dit was in die tyd van 'n fees geweest, en ons leef in 'n era waar mense nog steeds baie lief is vir feeste. Ons gaan nou nie name opnoem nie, maar jy weet almal, ons is almal bewus van feeste. Feeste om te entertain, feeste om te vermaak, feeste om my te laat goed voel, feeste waar ek my geld spandeer wat ek in elk geval nie het. Maar ek sal maandag weer worry daar. Maar hoeveel van hierdie feeste word gereeld tot eer en heerlikheid van God, die skepper van die hemel en aarde? En daarom wil ek vanmôre die vraag of wil ek eintlik die stelling maak en vir u sê, 'n Christen se verantwoordelikheid. Nie 'n Christen se plig nie, want om die Here te dien is nie 'n plig nie, dis 'n verantwoordelikheid wanneer ek die Here aanneem as my saligmaker en verlosser. En net soos baie van ons, of baie mense, ook toe hulle tot bekering gekom het, geskree, wonderlik, prys die Here, dis fantasties, die Here is goed, en 'n week later, dis die feeling oor. Ek wil amper sê, toe skree hulle ook, kruisig hom. Toe kruisig hulle Jesus, want toe is die emosie afgeweer, en dit is nie die opwinding van daai eerste, daai verskriklike opgewondenheid. Vir party het dit 'n paar maande gehou, vir party 'n jaar. Maar hoeveel van ons kan vanmôre eerlik en opreg sê dat ek nog daai selfde vuur en passie in my, wat ek ervaar die dag toe ek my hart vir die Here gegee het? Of is ons ook maar op 'n stapel? Ons doen ons deeltjie. Jy sien, die nommer 1 ding in 'n Christen se lewe, die nommer 1 ding in 'n Christen se lewe, en dis 'n gebod. Dis nie 'n versoek nie, dis ook nie 'n goeie voorstel. Die nommer 1 ding in 'n kind van die Here, 'n ou wat verklaar, 'n vrou wat verklaar, hulle is kinders van die Here, ek is 'n gelowige, ek volg Jesus, ek is 'n disipel, is om God lief te hê. Daar staan nie, jy kan nie, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê. Hoe moet ek hom lief hê? Met my hele verstand, met my hele hart, met my hele siel, met ander woorde met my hele wese, met alles. Daar's nie 'n gedeelte wat gereserveer is vir my persoonlike gebruik nie. Daar's nie 'n gedeelte wat gereserveer is vir my werkgewer nie. Daar's nie 'n gedeelte wat vir my beroep of van watter aard ook al, van wat se oortuiging wat gereserveer is daar nie. Alles behoort aan die Here en ek moet hom dien met alles. My denke, my gevoelens, my emosies moet so wees dat ek God verheerlik. En ons gaan vanmôre baie daaroor praat. Ons gaan baie daaroor praat. Want ons laat toe dat hierdie dinge ons lewens oorspoel. En ons is verskriklik verward en ons sukkel. Die vraag is, hoe bewys ek hierdie liefde aan God? Want hy sê hier dat ek vir hom kan drukkies en soentjies gee. Maar dis nie die tipe liefde wat God wil hê van ons nie. Die drukkie en soentjie liefde nie, maar dit is wat die wêreld vir ons wys maak, wat die vyand vir ons wys maak, is dat liefde is 'n fisiese ding. Daarom is daar die term, en kom ons is lekker groot,
kom ons praat daaroor, ons noem het en sê, let's make love. As iemand vir my daardie resept kan bring, ek wil ook ryk raak. Ek sal 'n multimiljonair word. Want niemand kan liefde maak nie, want God is liefde. En as jy vir my sê, jy wil liefde maak, dan gaan ek jy sê, hoe gaan jy God oormaak? Wys vir my. Ek wil het graag in mooi verpakking sit. Helemaal met rooi hartjies op. En ek wil het verkoop aan mense. Liefde. Boodskap op sy eie. Hoe bewys ek my liefde? Deur gehoorsaamheid, obedience, en om my te onderwerp aan die woord van God. Onderhouding van sy gebooie. Dit wat God vir my vra om te doen. Dis hoe ek my liefde aan God bewys. En baie daar, dan tree ons so op. Ons handel en ons wandel op so 'n manier dat ons liefde vir God nie sigbaar is. Baie daar is ons selfsugtig met eie liefde. Ja, ek het myself lief hê, want ek my naaste lief hê soos myself. Maar nie selfbeheerdheid nie. Ek kan myself nie voor God stel nie. Ek kan nie my begeertes en my behoeftes voor dit wat God van my vra en verwag stel nie. God is veronderstel om in alles eerste te kom. Wanneer ek my maandelikse shopping gaan doen, my groceries, my wat ook al. Wanneer ek my klere gaan koop, wanneer ek iets doen, moet God daarin wees. Moet ek God raadpleeg en sê, Here, kan ek vandag op 'n spendingsspree gaan, of moet ek my budget doen? Gaan U my bless, of moet ek met maar bietjie, die kaart maar dubbel knak? Jy sien, ons moet 'n gehoorsaamheid ons moet onderworpe aan God, nie as slawe nie, maar as vrygekoopte kinders van God. Ons moet 'n onwrikbare geloof in Jesus se opstanding hê. Ons is op pad om na die kruisdood en die opstanding in hierdie dag. Seker een van die grootste gebeurtenisse in die geskiedenis van Christendom. Groter as Kersfees. Nou vat ek 'n heilige koe. Maar die sterwe en opstanding van Jesus is waaroor dit gaan, want dit beteken, daar's hy lewe, daar's verlossing vir my en vir jou. Ons kan verlos word van ons ongeregtighede en ons kan vry wees en ons kan ewige lewe saam met hom beerwe soos wat God se woord beloof. Ons het 'n onbeweeglike geloof. Ek moet geanker wees in my geloof. Ek moet onvoorwaardelik glo. As 'n boom groei en die stormwinde waai teen hom aan en dit buig hom en dit waai miskien van die takke af, hou daai boom nie op moet groei nie. Hy sterf nie na die storm nie. Nee, hy bly staan en hy groei nuwe takke. He lives his purpose. En dis hoe ek en jy moet wees. Ons gaan aanslae moet trotseer. Die Bybel sê vir ons, versoeking sal dit wees, maar God sal nie toelaat dat ons bo ons kragte besoek word nie. En baie keer voel ek en jy, ek kan nie meer nie. Dat jy nog nie by God se limit uitgekom het. En God se limit is baie hoër as myne en jou. Die limiet wat hy vir ons gesit het, is ons nie altyd bewus van nie, want ons het dit nog nooit ontdek. En ek sê nie ons moet God uitdaag en onverantwoordelik optree nie, maar ons moet sê, God, dankie vir die krag, dat ek hierdie was op my pad kom. Hierdie stormwind, that I can stand in this wind blowing me, breaking my branches. Dit wat my knak, dit wat my skynswaai. Het jy al gesien dat bome wat partykeer omgewaai word, wat nog wortels in die grond het, hulle hou aan moet voel. En dis hoe ek en u in ons geloof moet wees, in ons gehoorsaamheid aan God, onwrikbaar, onbeweeglik. Niks moet ons kan afval daarvan. Ons moet kan weerstand doen. En dis hoekom dit vir ons moeilik is baie keer. Kom ons lees gou eers 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Nou mag ek praat met mense, jong, ek moet ook aan om die Here te dien. Hulle wil nie eens hoor nie. Hulle raak kwaad as ek praat oor die dinge van die Here. Paulus het vir Timoteus gesê, verkondig die woord tydig en ontydig.
Moenie vra of 'n ou gereed is om die woord te hoor. Die boer, die saaier, vra nie vir die grond, hoor jy kerels, kan ek maar 'n bietjie koring in julle kom nie? Kan ek maar mielies in julle kom plant nie? Nee, hy saai en die grond ontvang dit en die grond bring vrug voort. So ons moet aanhou om te saai. En ja, party gaan op harde grond val en party gaan die voëls oppik. Maar daar gaan ook 'n groot gedeelte wees wat wortels skiet en wat groei en wat vrug dra. Ek en u gaan nie alle mense tot bekering kan bring nie. Dis nie ons werk nie, dis God se werk. Maar ons moet aanhou om die evangelie te deel met mense. Nie te weet nie. Hoe gaan dit nie, ek kan toch nie, want die mense sal sê ek weet. Nee, ons moet vra vir God verwysing. Om subtiel, op die regte tyd, nee, daar die ietsie in te gooi. Ons hoef nie 'n preek te gee nie. Ons hoef nie altyd tot 'n skrifte te gee. Maar net subtiel iets deur te gee van God wat goed is, God wat vir ons deurdra. Miskien reageer hy so nie, maar hy hoor. En dit is 'n saadjie wat in sy of haar oorval en dit maak 'n verskil. Op 'n dag kom vra hy dan, hoor, vertel my, hoe kry jy dit? Want my en u lewens moet 'n getuienis wees vir ander, sonder dat ons preek, praat, of die Bybel in iemand se keel probeer af. Nou praat ek nie net van hoe waar gesien word, ja dit ook, waar gesien word en wat ek ry en wat ek aan het nie, nee, dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat vanmôre van my lewe moet getuig van, my moed, my gehoorsaamheid aan God, my standvastigheid. Efesiërs 4 vers 1 tot 3 en vers 14 tot 15. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarin julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Hou vas daar. Wie is my groter? In liefde verdra. Verdra. Nie like nie. Nie saambraai nie. Nie koffie en koek nie, of tee en koek nie. Maar ons mekaar verdra, want ons hou nie almal van almal nie. Hulle sê 25% mense gaan van jou hou, ondanks wat jy. 25% gaan oortuig gaan word om van jou te hou. 25% gaan, ondanks wat ook al, begin om van jou te hou. Maar 25% gaan nie van jou. Jy kan ook so noem hulle van jou te hou. So moenie probeer om mense van jou te hou nie. Leef gehoorsaam aan God en daar sal mense wees wat van jou hou. En wees tevrede met hulle. Nou probeer ons die Joneses beïndruk. Ons probeer om tred te hou met ander mense en ook dieselfde beeld hê. En dit is dit kos ons sê wat, 'n pakkie geld. 'n huis vol geld kos dit ons. Is om tred te hou in die wêreld, om graag gesien en aanvaar te word deur die wêreld. Wat is vers 3? En ernstige strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Daar kom ook vas daar. Vrede. Ek wil vir julle loshange sê vanmôre, die kerk is seker een van die plekke met die meeste onmin. Met die meeste strife. With the most strife, the church. The body of Christ. Want jy sien, daar is soveel mense wat vir hulle self daar is. Wat vir hulle eie redding daar is. Wat nie gekom het om te doen wat die woord van die Here vir ons sê nie. Kom, gaan maak disippels, leer hulle en doop hulle. Nee, ons is hier vir onsself. Ek is hier om gesien te word. Ek is in 'n posisie. Om God te dien gaan nie oor 'n posisie nie. Het gaan oor gesindheid. It's about your attitude, not your position. There's only one position before God, and that's on your knees, talking to the Lord. Nie moan en groan en tekere gaan en saam met nie. Nee, praat met die Here. Vertel hom van jou probleme. Werk op hom. Gee dit vir hom. Hy sal dit afhandel. Hy wil dit ook hê. Verdra mekaar. Nie hou van vrede. Vrede wat die duiwel hou nie van eenheid. Die duiwel hou nie van eenheid nie. Hy probeer alles in sy mag. Die oomblik as jy sien 2 mense kom oor die weg. Buite die kerk, binne die kerk, maak nie saak waar nie. Die oomblik as hy sien hier so vriendskap en hierdie vriendskap staan as 'n bedreiging vir hom, sal hy dit vernietig.
Hy is nie sodanig geplan met mense wat in sonde saamleef. Wat sonde najag en selfde gesindheid het nie. Hulle kan appelle wees, want hulle steun sy saak. Maar die oomblik as dit vir hom 'n bedreiging raak, dan gaan hy probeer om dit te vernietig, om dit van kant te maak. En dis hoekom die kerk so sukkel. Want mense laat toe dat die vyand in hulle harte inklim, in hulle gedenke inklim, en hulle allerhande goed, en ons draai ons oë op mekaar. Kyk hoe dit sê, kyk wat doen hy alweer daar. En wie is hy om my te kom sê, want ek weet dit en dit van jou. Het jy al gebid vir daai persoon daar? En het jy op ys gehou vir hom van hy jou eendag konfronteer. Jy sien, ek dink geestelike volwassenheid kom daar neer dat wanneer ek vermaan word, nie gekritiseer word nie, wanneer ek vermaan word, dat ek kan vir 'n oomblik stil raak en sê, Here, dit wat ek nou hoor, help my om te sien, dat ek kan 'n regstelling maak. Dat ek net so 'n bietjie koersaanpassing kan maak. Want duidelik gee en aanstoot. Dis geestelike volwasse. Nie my opruk, en ek kan nie saam met so 'n mens kerk toe gaan nie, en ek kan nie sê, wat het die kerk te doen met jou onenigheid met 'n ander persoon? Het jy al gebid dat die Here daardie persoon se hart verander? Het jy al gebid dat die Here jou verander? Vir jou lankmoedigheid. Vers 14 tot 15. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie, soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sluiheid om lustig tot dwaaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom by die hoof is, naamlik Christus. Ons moet groei. Ek moet geestelik volwasse word. Maar wanneer is ek oud genoeg? Ek weet, dat is my laaste asem, as ek oud genoeg. Ons groei, ons verouder, fisies. En so is dit in ons geestelike lewe ook. Ons word as babas. En baie babas word gelos op van hulself. Hulle moet maar die krummels aan die grond optel. Hulle word nie gevoed nie, hulle word nie geleer nie. So hulle leer vir hulself lelike maniere aan. En hulle dra dit in die kerk in. En hulle dra dit in die liggaam van Christus in. En dit veroorsaak probleme. En verhardheid van hart. Maar soos 'n baba gevoed word en geleer word en getuigtig word en vermaan word en gewys word wat die waardes en standaarde van 'n Christen lewe is, so behoort te wees ook in die kerkewêreld en dit moet ook gedoen word. Ons gaan nie aanvaar as iemand die Here aangeneem het, hy's nou okay nie, sy is alright nie. Nee, sy's 'n baba, hy's 'n baba. Daarom is dit belangrik dat ons deel is van die proses. Dis hoe ons mekaar moet ondersteun. Nie hou van nie. Mekaar ondersteun. Omdat ons lief is vir mekaar in Christus Jesus. Nie oor fisiese liefde. Maar die duiwel kom in allerlei voor en afkeer in ons lewe. Ons leef met allerlei gevolgtrekkings, aannames die se lys, opinies, gewoontes, verskonings en regverdigings. 'n Christen se leefwyse behoort met vereis selfbeheersing om te kan bid, om stilte te kan, om Bybel te lees, te mediteer oor God se woord, en die kruismense te ry en nie te mediteer, te dink oor, sê Here, help my te verstaan wat ek lees, om te evangeliseer. Maar Gerrit, jy verstaan nie, jy het nie my 3 kinders in jou huis nie, dis soggens chaos, hulle moet skool toe, dis kospakkies, en die man se brood moet ook nog ingesit raak, want hy het ronde hande. Ja, mans, sommige. En jy verstaan nie, ek is so moeg, ek werk tot laat, ek is heel erg, ek is so moeg, nee, en dan moet ek nog aandag gee, dit en dat, en ek kry nie eens tyd vir. Dis almal geregverdigde redes, wat ons gaan aanvoer, hoekom nie. Ek oormin die lysie, wat mense het, om te sê hoekom.
Ek verwag nie, jy moet jou werkgewer sê, hoor ek hulle stilte dit, ek kom 'n halfuur later. Nee, jy staan maar net 'n halfuur vroeër op. Ek is ook keer vroeg op, mens. Dat is eindelijk de beste tijd, die eerste link van die dag van die God. Die is vast. Voor die hoeders in Canada beginnen, die hoeders blaas en mense die kwaad begin maak. Met die goud deel met die Heer, sê jy, geef my dag kracht, stuur die geest vir jou. Stilte tyd, Bybel, kry iets, sê jy, geef my iets. Ons kan nie lees oor die spraak wat die versies wat ons myself instuur. Ons kan nie leef, ons geestelike leef daarop nie. Dis tweedehands. Ek het die ander gepraat oor vals manna. Dis manna van iemand anders wat hulle van ons uitgooi. Om jy so 'n bietjie my bord oor, wat vir jou. Maar eet jy dit maar goed. Dis nie vals manna nie. Ek moet hier in God se woord gaan en ek sê, Here, gee vir my vanmôre iets. En as dit iets is wat ek nie verstaan nie, Here, maar dit is nie op my van toepassing. Moenie blaai dat jy iets skryf uit van nou nie. Sê, Here, ek vat dit maar verduidelik vir my wat moet ek verstaan nie. Praat met die Here dan. Loop so die dag, as daar kan ons gedink dan. En sê, wat probeer die Here? En sê, Here, hoe is dit op my van toepassing? Wat moet ek doen hiermee? Dis ons leer wat God wil sê vir ons. Dis ons God se stem hoor. Bid, ja, verder, ek kan nie enig bid. Lees Psalm 3, lees Psalm 119, dis lekker lang. Begin van kant. Gaan lees so net die psalms, as 'n guideline. Lees Onse Vader. Ja, Onse Vader is enige baie gebed, dit dek alle areas van ons lewe. Evangeliseer. Ons het nou ordentlik geword, ons wil nie meer vir mense sê, wil jy nie maar die Here in jou lewe aanneem? Hoe nie, jy ken nie daar. Jy sê nie vir ons nie. Man, ek sê dit vir hom, en as hy ook oproep daaroor, is sy probleem, God gaan vir hom hanteer. Maar dan het ek my plig gedoen, en ek het gesê, ouwe, jy, my sussie, jy het die Here nodig. Kan ek jou vandag bemoedig, kan ek vir jou gewoon gebed? En sy sê, nee, is fijn, ek gaan nie aan vir jou bid. Maar jy moet miskien draai na die Here. Jy moet daar begin ernstig raak met die Here. Moet nie op sy sonde wees, jy God sy gees vir hom daarvan optyd. Maar moedig hom aan in die Here, en om ernstig te raak, om vertrouw te raak in die Here. Tydig en ontydig. Ons moet aanhouden, ons kan nie ophou. Maar dis ons doel, een van ons redes, hoekom ons kinders van die Here is, hoekom ons hier op aarde is, om te evangeliseer. Om met mekaar te praat, om met mekaar te deel, medeste persoonlik. Praat van jou persoonlijke probleme, praat van jou persoonlijke versuime of vergrype nie. Ek praat nie daarvan nie, ons hoef nie dit te deel met almal. Ons kan dit met God deel, maar kom ons praat met mekaar oor God se liefde, kom ons praat oor dat God ons sal vergewe. Kom ons praat met mekaar so 'n bietjie moed, want ek is so dag af, en ek het miskien net nodig, daar is iets wat die Here op jou hart lê, om met my te deel vandag. Of sien vir my WhatsApp, as jy my nie op die lyn kan. Of as jy my fisies kan sien. Sien vir my WhatsApp en sê, ek wil net vir jou dit, die Here lê op my hart, ek moet vandag dit vir jou stuur. Moet jy voel, dat sal jou vir my doen. Laat daai persoon dink wat die wil gaan. Jy het gedoen wat die Here gesê het jy moet doen. So kom ons doen dit. Kom ons leef die Christen leefstyl. Kom ons hou op om mense in ag te neem. Kom ons neem 'n bietjie God in ag. Die koms van Jesus is naby. Ek weet nie wanneer ek miskien waar sê, sê profeet. Maar die koms van Jesus is naby, ons sien die dinge om ons. Of dit in ons lewe sal wees, of dit na ons tyd sal wees, ek weet nie. Maar dat ons nie eendag met 'n rooi gesig voor die troon van God sal staan, en as ons gevra word, het jy geëvangeliseer. Haal ons die lysie met verskonings. Kom ons begin vir ons 'n lysie maak van redes hoekom ons die Here moet. Hoekom ek moet tyd maak vir gebed en stilte tyd. Hoekom moet ek tyd maak om betrokke te wees. Ek ben ander, ons gaan later vertel. Ons is te besig, ons tyd. Daarom sê die Bybel vir ons, koop die tyd uit. Maak tyd. Jy moet tyd uitkoop om het, want dit gaan nie van so, die oomblik as ek Jesus aanneem, het jy nou outomaties tyd. Ek het nie altyd lus om Bybel te lees. Ek is nie altyd in die gemoedstoestand om te bid. Maar ek moet myself forceer om dit te doen, sodat dit deel van my lewe word. Soos om ek weet, wie van julle is opgewonde om soms julle tande te borstel? Ek ook nie. Maar ek doen dit. Want dit is 'n baie goeie gesonde gewoonte.
Nou, hoekom wil ons dit nie doen met God se woord nie? Hoekom wil ons dit nie lees nie? Hoekom wil ons nie begin om daai goeie gewoonte? Want jy kan bid oor jy tandeborsel, jy hoef daar te praat. Sodat jy het tyd, moenie vir sê jy het nie nog tyd nie. Ons is bang vir aanstoot gee. Ons is bang om aanstoot te gee. Man, dis hoekom ons in gebeur is. Om aanstoot te gee. Om die duiwel kwaad te maak. En as iemand jy beledig, so die, is op sy. Is op hom. Ons moet 'n inspraak maak in mense se lewens, nie uitgesproke nie, nie 'n vry sê nie, nie 'n oordeel vel nie, maar ons moet inspraak maak in mekaar se lewens, nie net ons medegelowiges nie, maar in mense daar buite. Sê as God se gees met jou lei, sodat jou timing reg is, dat wanneer jy iets vir iemand sê, spreek jy net op hy oomblik. En daai persoon ontvanklik is, daai venstertjie wat jy geleentheid gaan hê, dat God jou bewus maak, sodat ons die ding kan doen. As dit in die, ons moet ten volle in alles, in alle opsigte, kinders van die Here wees. Ons kan nie gedeeltelik wees nie. Ek sê weer, ons kan nie sekere areas allokeer vir ons persoonlike en vir ons vriende en ons familie en dat is vir God ook 'n stukkie. Nee, alles moet God eerste wees. In alles. En my opstaan, my slaap, my eet, my drink, my alles moet God eerste wees. Ek moet die me, mine, I so bietjie op die backburner sit. Ek moet by pity parties 'n bietjie inskryf. Ek kan nie sekere areas uit doen. En leef op ander se opinies en oortuigings. God se vergifnis, hy voorsien dit oorvloedig. Hy gee dit onvoorwaardelik as ons opreg na hom toe kom, as ons in gehoorsaamheid wandel. Jy sien ons verdien niks van hom. Ons net genade. Daar moet ons onsself in oorvloed in diens aan God oorgee. Sê Here, ek is so skuldbaar. Ek wil my werk, ek wil oral waar ek beweeg gelukkige getuienis wees. Nie omdat ek halleluja en 'n kruis op my rug rondra nie. My voete vol visies plak. Dan keer wys ek vir ander mense goed wat my kwaad maak. Ek sê die mense, hy kan nie gesteel wees. Kan nie daar is 'n kat wees. Hy lyk soos 'n Christen. So oppas met die kat plak. Die Bybel leer ons het onvoorwaardelik beywer vir siele en bediening. God se koning, God se liggaam. Ons moet ons onvoorwaardelik moet ons daar voor beywer tot die wederkoms van Jesus. Ons moet nie sê, okay, ek het nou genoeg gedoen nie, ek het nou my plig gedoen. Dis nou anders as weer. Hoekom is ek hier rustig in die kerk wat dit doen? En hoekom ek sê enige persoon wat altyd daar is? Ek weet nie wat God jou wil gebruik en wat jy nuttig vind, sodat jy 'n voorbeeld vir ander mense kan wees, sodat jy ander mense kan inspireer om ook dit te begin doen, of ook 'n area te kry om te bedien. Almal is nie op die voorgrond nie. Daar's baie mense wat behind the scenes dinge laat gebeur om vanoggend se diens moontlik te maak. Of elke diens wat plaasvind. Jakobus 3 vers 26. Maar klaar. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook geloof sonder werke dood. So ek moet dinge doen. Ek moet dinge doen sodat my werke moet getuig van my geloof en my geloof moet in my werke wees sodat ek mense kan sê dis dit gaan nie goed nie. Dinge gaan verkeerd in my lewe. Maar wie ek het geloof en deur my werke, deur my geloofslewe, deur aan te hou om te sê God is goed. God is in beheer. God gaan uitkoms bring. Sien mense my geloof. Die een kan nie sonder die ander. Ons kan bid, as ons dit doen sonder geloof, beteken dit niks. Ons tyd, ons geld, ons energie, ons talente, ons gawes, ons verstand, ons gees, moet aangewend word om op een of ander manier op wyse by te dra tot die koninkryk. Ek is nie so wonderlik akademies of talentvol met sang, musiek en sport, wat het ook al maar, in een of ander area, omdat ek so goed is nie. Dis omdat God se genade so groot is, en hy my hierdie talente gegee het. Hoe wend ek dit aan? Van my eie in selfsug,
om mense te beïndruk of om God te beïndruk, die God se evangelie. Dit wat ek kan doen, verheerlik ek God dan. Nie deur 'n Jesus sticker walse klank, maar verheerlik ek God in die manier waarop ek doen. Doen ek dit asof ek dit vir die Here doen. Ons werk vir God, as dit werklik vir hom is, en in sy krag gedoen word, sal dit suksesvol wees. It will be successful. It won't fail. Dit sal bereik wat God wil hê dit moet bereik. Openbaring 22 vers 12. Wees skrifversies ja. En kyk, ek kom gou, my loon is by my, om elkeen te beveld soos sy werk sal wees. Ons kan nie gou hier op die einde, soos die dwaase maag te gou hard op olie nie. Ons moet ons olie deel van seker maak. En die olie is die dinge wat ek doen, my lewe wat ek leef vir Christus. Dis deel van die olie van my. Ek kan nie nou vir 'n paar goeie dinge doen of 'n paar